Goeiemôre almal. Ek hoop dit gaan goed met julle. So, ons gaan vir julle begin met 'n liedjie van We the Kingdom, baie lekker liedjie. Julle behoort om te ken teen die tyd, so julle is welkom om saam te sing as julle wil en ja, dan hoop ons julle geniet die diens saam met ons. Kyk, as ek daai ding laat val, dan skei hy my, never mind Marigen. Goeiemôre. Voel julle dit? Hier so ietsie en nie so energie en is so lekker. Ek is en 'n en 'n dors vir sop. Ek dink dis die opwinding wat hier vanoggend is. Jy weet in die Bybel altyd as hulle praat, hulle het saam gekuier, het hulle saam brood gebreek en hulle het saam geëet en ek dink ons is in daai storie ingeskryf. Elke keer as ons eet of ons net 'n bietjie tyd saam spandeer, dan kan ons dit sommer voel, die samehorigheid. Die grootste Afrikaanse woord wat ek gaan gebruik vanoggend. Maar baie welkom, ons hoop dat jy vanoggend saam met ons sal geniet. Hier is baie op die agenda en ons is opgewonde en bly dat jy gekies het om uit jou bed uit op te staan en hierdie mooi oggend saam met ons te kom spandeer. Ons gaan lekker kuier, ons gaan sop eet na die tyd, daar skilderye, hier is so baie goed wat gaan gebeur vanoggend. As jy vanoggend vir die eerste keer saam met ons is en jy weet nie, as jy by die saal uitstap en jy draai links, aan die einde van die gang is die badkamers, daar's ook in die skool se personeelkamer vir ouers met babas, die skermwerk, daar's klank, jy kan die diens van daar volg en dan natuurlik is daar lekker koffie en tee en die voorportaal vry en verniet vir jou om te geniet. Ons Hartklop Kinderkerk gaan vanoggend verder met hulle reeks van dieremaniere. En kan julle glo, dit is die laaste Sondag in die kwartaal.
Ek hoor die skool sluit alweer amper. Hulle is ook net heeltyd op vakansie. Ek mis amper goeie onderwyser, maar nou net met al Bybel hier van onderaf. Hulle praat oor die hasies vandag en oor God gee ons krag. So julle weet ons nou die Energizer Bunny, die hele daai tipe van ding, so God wat vir ons krag gee. En belangrik om op daai ouderdom dit al te besef, dat dit is hy wat vir ons die krag gee, elke dag om te doen wat ons moet doen. En as jy voel jy het nie krag nie, dan moet jy jouself vra, wanneer laas het jy dit by hom gekry? So hulle praat vandag daaroor, ons jeug, ons polslag, jeugbediening, het ook vanoggend ons laaste les vir die kwartaal. Hierdie kwartaal het ons gepraat oor Jesus 101. Ons het begin om te praat oor Jesus as leermeester, toe praat ons oor Jesus as vriend, Jesus as geneesheer. Ons het verlede Sondag gepraat oor Jesus as dienaar, dat hy ander mense gedien het. En dan vanoggend sluit ons af met seker natuurlik die hoogtepunt van dit alles, Jesus die verlosser, waaroor dit eintlik alles gaan. En dit is hoekom ons hierso vanoggend ook saam is. En dis hoekom ons kan sing voor die tyd, For God so loved the world. Want dit is as gevolg van hom, wat hy vir ons gedoen het, dat ons hier kan wees vanoggend en sy naam groot maak. Ons mannebediening gaan aan donderdagoggende 5 uur. As jy wil deel raak van 'n groep mans wat saam kuier, hulle braai selfs partykeer 5 uur die oggend. Ek hoor was pastytjies laas keer. So dit is baie lekker as jy wil deel raak daarvan. Gesels asseblief met Andrei of gee net vir ons jou inligting by die info toonmaak. Jy kan ook op die webwerf gaan as jy nog nie daar was nie en Andrei se kontakbesonderhede is daarso. Die manne gaan ook sing nou. En ons sien uit om julle te bless met daai ene, lekker boodskap en sang. En soos jy nou weet, soos wat die luidrigtiges hier onder ons uitskreeu oor die sop vanoggend, ons sien baie uit, ons gaan lekker saam kuier, almal is welkom na die tyd, hoe dit gaan werk is, jy gaan begin by die ry, jy gaan vir jou 'n koppietjie koop, jou koppie kos jou R50, dis die goedkoopste ete wat jy vandag gaan kry, ek garandeer jou dit, en jy kan met daai sopkoppie gaan, en jy kan vir hom vuil maak by die een pot, by die ander pot, by die ander pot, en jy kan sop proe, dis af aan die einde van die gang, daar gaan genoeg sop wees vir ons almal. So is R50 vir jou bakkie, daar's spaghetti vir die kinders. As die kinders wil sop proe, kan hulle dit doen. Iemand het hulle sop vir hulle gesponsor, baie dankie daarvoor ook. En dan as hulle wil spaghetti hê, R25 'n bakkie en hulle kan dan lekker dit ook so geniet. Die kaartjies is by die ingangsportaal. Dan wil ek ook net op daai noot sê vir almal wat sop gemaak het, wat brood gegee het, wat botter gegee het, wat 'n rolletjie gesmeer het, wat staan en groente gesny het en ertjies gekook het, baie dankie. Is as gevolg van julle dat ons vanoggend kan doen en dat ons so lekker kan saamkuier. So terwyl jy smil aan wie ook al se sop dit is, sê maar vir hulle, ag dankie. Dankie dat jy dit gedoen het. Hulle doen dit immers vir die koninkryk en ook vir ons geloofsfamilie, so baie dankie daarvoor. Julle sal ook gesien het as jy ingestap het dat hier is baie mooi skilderye in die voorportaal. En dit is nie die kinders wat dit geverf het by die skool die week nie. Daai skilderye, elkeen van hulle is vanoggend op 'n silent auction. So hoe dit werk is, as jy daar verbystap en jy sien 'n skildery, party van hulle se waardes is baie hoog. Ons gaan dit vir jou los om uit te figure. As jy belangstel in 'n skildery, kan jy jou selfoonnommer neersit en die bedrag wat jy gewillig is om te betaal vir die skildery vanoggend. Aan die einde van die oggend, wanneer jy dan nou wil huis toe gaan, ek dink ons gaan seker maar tyd of iets daarin sit, die persoon wat op die lys is, met die hoogste prys wat gebeur is vir daai skildery, kan met SnapScan of Zapper of hoe ook al jy dit wil betaal, kan jy dit betaal en jy kan jou skildery vat en hy kan vir 'n maand in die kas lê voor 'n pa om opsit in die muur. Want dis hoe dit werk in ons huis. Nee. Jy kan hom vat en dan kan jy dit ook so gaan geniet. So vir elkeen wat ook 'n skildery geskenk het, baie dankie daarvoor. Jy kan ook verhoor, okay, maar hoekom doen ons dit? Daar's altyd iets wat ons beplan. Daar's altyd ons wil streef om te verbeter en nuwe goed te doen. Hardklop Kids het 'n nuwe rekenaar nodig. Ons kyk na 'n nuwe kamera om die aanlyn dienste wat ons te neem te verbeter. So asseblief ondersteun ons daarin, of as jy voel, hoorie, weet jy wat, ek het R20,000, ek kan dit vir die kerk gee vir 'n nuwe kamera, asseblief chat met my na die tyd, ek sal jou baie vinnig help met daai probleem, en dan kan ons dit doen. So baie dankie vir elkeen van julle daarvoor, vir die kunsveiling, en dan volgende Sondag, die 29ste, gaan Hugo vir ons die woord bedien, ons sien baie uit vir volgende Sondag, so maak seker jy kom kuier dan weer saam. Ek wil sommer net gou vir Dani vorentoe roep, hy wil gou 'n minuut vat, en net met ons praat oor sy produksie van volgende Sondag. Baie dankie Erastus. Goeiemôre almal.
Dankie dat ek die voorreg het om gou vir julle so vinnig ietsie te sê oor vry. Dis wat ek volgende Sondag opvoer en ek wil julle elkeen nooi na vry toe. Dis die middag 3:00 en die middag 6:00. Vry is 'n eenman show, so moenie skrik nie. As jy wonder hoe een persoon vir 'n uur en wat omtrent 15 minute, 20 minute 'n hele show kan doen, dan kom kyk as jy nuuskierig is. Daar kry ek jou op die manier hierso. Maar die van julle wat my ken, daar's nie baie van julle wat my goed ken nie, maar die van julle wat my goed ken sal weet, daar's 'n paar dinge waarvoor ek lief is in die lewe. Ek is lief vir die Here, ek is lief vir geskiedenis, ek hou van geskiedenis, ek hou van 'n mooi storie, ek het so 'n romantiese streep in my en ek hou van humor, ek hou van lag. En vry kombineer al hierdie goeters met mekaar en is eintlik net 'n baie, dis nie 'n mooi storie net nie. Dis 'n aangrypende storie en is gebaseer op 'n ware gebeurtenis. So dis wat ek wil sê en kom asseblief kom kyk. My dogter, my jongste dogter, toe sy hoor pappa gaan vry doen, toe sê sy, "O ja, dis so goed, pappa gaan weer vry doen. Dis my gunsteling." OK, geniet dit die diens. Dankie Dani. So dit gebeur volgende Sondag. Die kaartjies is op is dit webtickets en dit gebeur later die Sondagmiddag en ook by die deure. So as jy nie op webtickets koop nie, kan jy ook by die deur koop. Dit is 6:00. Is dit 6:00? 3:00 en 6:00. So ons gaan normale oggenddiens hê volgende Sondag. Hier gaan ons die woord bedien en dan die middag dan kan jy na jou vriende nooi en julle kan na die eenmanstuk kom kyk. Dan het ek na my lysie verloor, verskoon tog. En ja, dankie Dani daarvoor. Vanoggend gaan Hugo met ons praat oor die tema van in verwondering. En hy gaan ons, ek dink so 'n bietjie deur 'n reis vat. En elke keer as ons praat oor hoe goed die Here is en dit wat die Here in ons lewens doen, dan kan mens nie anders as eintlik net in verwondering te staan oor sy krag en sy almag vir dit wat hy elke liewe een van ons, wat hy in ons lewens doen nie. So ons sien uit vir die woord, sterkte daarmee vanoggend. Die spanne kan gereed maak vir die opneem van die offergawes, tiendes en dankoffers. Dankie dat jy gehoorsaam is aan die stem van die Here en jou tiendes en jou dankoffers bring na die huis van die Here toe. Dankie julle. En onthou daar SnapScan en Zapper op die houertjie om vir jou so maklik as moontlik te maak. Baie dankie. Almagtige Vader, dankie vir die groot voorreg dat ons het om vanoggend so saam te kan kom en in die teenwoordigheid te kan kom sit, Here. Here, terwyl daar 'n wêreld is daar buite waar dit lyk dat almal besig is om mal te gaan en mekaar met missiele te skiet en goed te gebeur in die markte en in die wêreld rondom ons wat ons nie verstaan nie, Here, wat ons bietjie paniekerig maak, Vader. Dankie dat U ons gesê dat hierdie goed gaan gebeur, Here. Dankie dat ons krag by U kan vind, dat ons hoop in U lê, dat ons nie hoef te vertrou op leiers of op wêreldheersers van hierdie eeu nie, Here, maar dat ons hoop en ons krag lê in die almagtige God en Hemelse Vader met wie ons die voorreg het om 'n verhouding te kan hê. Here, dankie dat U so lief was vir ons, dat U U seun gestuur het om in ons plek ons straf te kom dra, Here. En dat dit veroorsaak dat ons lewe in oorvloed en die ewige lewe kan hê deur U, Vader. Vader, ek wil vra dat U vanoggend sal teenwoordig wees met die Heilige Gees. Dat U onder mense sal werk en in ons harte sal werk met die boodskap wat Hugo gaan bring en wat U op sy hart gelê het, Here, dat ons anders sal wees as ons hier uitstap, Here. Dat ons met 'n dringendheid hier sal uitstap om te besef dat die tyd is naby. Die oes is ryp en ons moet gaan en disippels maak en U boodskap versprei soveel soos wat ons kan, Here. Dankie vir wie U is. Dankie dat U 'n plan het met elke liewe een van ons. Dankie dat U 'n plan het met Harmonie Gemeente, Here. Here, ek wil vanoggend vra dat U elke liewe broodjie wat gebreek sal word sal seën. Elke happie sop wat gevat sal word, elke gesprek wat vanoggend gehad sal word, Here, dat U dit sommer net sal seën en dat U bande sal vorm onder ons wat nie gebreek sal kan word, Here.
Dankie vir die groot plan wat U met ons lewens het. Here, ons dra net Harmonie Gemeente aan U op. Ons dra elke persoon wat U is van U op, Here. Ek wil vra dat U betrokke sal wees en dat alles net U naam sal verheerlik, sodat U koninkryk kan kom. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nou die manne sal weet wie hulle is, wat vanoggend gaan sing. Julle kan vorentoe kom en hier langs my kom staan, hierbo. Ons manne wat elke donderdagoggend 5 uur by mekaar kom, dis nou hulle. En ons het een oggend gesing en toe sing hulle so mooi in daai klein vertrekkie. Hulle moet nou maar hulle beste doen in die groot vertrek. Vriende, ek nooi as ons by die laaste versie kom wat sê kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Julle het hom nou, kom deel nou in ons loflied. Dit sê dit. Staan op en dan sing julle heerlik saam met ons en dan die lofprysing en die groot maak van Jesus se naam, gaan sommer van daar af net aan. Is julle saam? So die manne doen versie 1 en 2 en by daai derde versie, dan spring julle in en julle help hulle. Is julle reg? Ek moet nou hier staan om die woorde te sien. Ek wil nie graag voor in die koor wees, maar nou is ek voor in die koor. weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed
sing hy is leidsman. Hy is my leidsman. Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar. Hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe. Hy bly getrou. Die wat bedruk is, laat hy weer lag. Vir die wat moeg is, gee hy weer krag. Deur sy genade, liefde en trou, sal hy sy kinders behou. Kom on kerk, hy is my leidsman. Hy is my leidsman. Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar. Hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, Dan sal hy vergewe. Hy bly getrou. Kom ons sing, hy is my leidsman. hy is my leidsman. Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar. Hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, Dan sal hy vergewe. Hy bly getrou. Sal hy vergewe, want hy bly getrou. Dankie Jesus. En sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God. En hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord. Soos die waters dryf sy stem. Soos die son op die see se blou. So die rykdom van sy kraag. En al die is die macht in die heerlijkheid sy kom.
aarde juig. Hy kleer homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Kom op kyk, hoe groot is ons God. Ja, ons en hoe groot is ons God. Die almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die God hy drie in een, sy Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ja ons en hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Kom ons sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ja ons en hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Want hy is die naam bo elke naam, want hy is die naam bo elke naam, en waardig is die Lam, en my hart sal sing hoe groot is ons God. Jesus is die naam bo elke naam, want hy is die naam bo elke naam, en waardig is die Lam, en my hart sal sing hoe groot is ons God. Kom on kerk, kom ons doen weer, hy is die naam bo elke naam. Hy is die naam bo elke naam, en waardig is die Lam, en my hart sal sing hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God? Ons en hoe groot is ons God? En almal sal sien hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God? Ons en hoe groot is ons God? En almal sal sien hoe groot is ons God. Jesus. You are here, moving in
ons weet dit gaan nie oor gevoel nie, maar dit gaan oor dat ons weet U is hier, U is saam met ons, U is by ons. Wanneer ons die volkie oplig, dan maak die woning saam. Dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die liefde, dankie vir die wonderlike oggend. Mag U verheerlik word in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Liewe vriende, ek dink ons kan hierdie band van ons lekker hande klap gee. Het julle iemand herken hier? Hulle het. Ja, Gertjie, baie welkom. Ek dink Loriaan, waar is jy? Gehoor jy is hier ergens. Daar is julle hoor. Baie welkom. Ek is seker julle gaan verskriklik tuis voel. Was so lekker. Ek is baie opgewonde oor vandag se woord, oor hierdie hele dag om saam met u te kuier. En ek wil vir jou vanoggend weer 'n bietjie laat dink, mag God se woord en sy gees jou net na 'n plekkie toe vat wat jy weer gaan stil word en hoor wat die Here vir jou wil sê. Dis 'n besondere dag met lekker kuier, lekker kos, mooi skilderye en alles wat daarmee gepaard gaan. O ja, ons jong mense kan nou uitgaan saam met Rassie. Maar sy, die wat die laaste les daar saam wil by. Baie dankie. Kan ek jou 'n vraag vra? Ek gaan die vraag vra of jy nou sê nie of nie. Wanneer laas was jy nou goed in verwondering oor iets? Sommige net oor die lewe of oor dingetjies, ietsie groot, ietsie klein. Die Engelsman sou sê I was in awe. Ek hou nogal daarvan. Want die tieners praat ons baie van is awesome. So wanneer laas het jy awesome beleef? Wanneer laas het daai jaw-dropping ervaring in jou lewe gebeur, jou kakebeen val soos in 'n cartoon storie en jy sê net, wow, is dit nie wonderlik nie, is dit nie groot nie, is God nie wonderlik nie. Ek was vanoggend sommer in my stoel oorweldig, in verwondering oor wie God is. Ek was hierdie week ook in verwondering toe my vrou verjaar en ek sien hoe mooi lyk sy op 70. Pragtig. Nee, ek is in groot moeilikheid, maar ek weet sy's nie daar nie, so sy moet net nie hierdie preek uit. Die ding met verwondering is, dit kom nie sommer net van self. Ek gaan nie net, ek is 'n persoon wat altyd in verwondering leef nie. Dis asof dit 'n leefwyse is wat geoefen moet word. Jy moet daarby uitkom, want jy moet dinge raak sien. En 'n mens kan baie maklik dinge miskyk. Alles rondom jou mis, die wonderlikste dinge mis, want jy het bietjie jou verwondering verloor. Baie mense verloor hulle verwondering, want verwondering vra dat jy sal aandag gee, dat jy net gou bietjie sal pause. Wow, die manne het mooi gesin. Net pause, dit net inneem, net goedetjies. Jy moet belangstel in mense. Ja, as dit gaan dit lekker en jy weet glad nie eens wat die ou gesê het. Pause, jy wag. Hoe gaan dit? Wat het hierdie week gebeur? Jy het hierdie sop gemaak. Vertel my van jou. Ek wil jou net ergens invat. Wanneer laas was jy bietjie in verwondering wat jy by iemand stil gestaan het, wat jy gedink het oor die goedheid van God in jou lewe oor al die jare en vandag en in hierdie oggend dat jy kon opstaan en dat jy hier kan wees en dalk sommer net in verwondering dat jy hier kan wees vandag onder die geklank van wonderlike musiek en die woord van die Here. Dis genoeg rede. Ek dink aan Psalm 77, se Psalm van Asaf. Hy was 'n koorleier en hy sê, Here, ek onthou, hy's nie op die skerm nie, soos hy. Ek onthou wat U gedoen het. Ja, ek onthou U wonderlike dade van altyd af nog. U dade bly in my gedagtes. U werke wil ek die heeltyd bepeins. Dit vat my in verwondering oor die grootheid van God. Nou, ek wil vanoggend 'n paar verse lees. Dis nogal 'n hele klompie, so 10 en dan weer 10. Maar ek wil jou vra om net so 'n bietjie ingesteldheid te hê van amper dieselfde wat Emma en Tessa en Rigan sal hê as oupa sê, gaan nou storie lees. Asof julle dit vir die eerste keer hoor. Julle hoef nou regtig nou nie snaaks te wees nie, maar net ek nooi jou net. Luister in verwondering na God se woord. Hier kom as jy saam met my, lees saam met my. Lukas is op die skerm. Lukas 1
vanaf vers 11 tot 20, en jy, vir die wat nou daar kan sien, maar ek gaan vir jou die storie lees, en dis aangrypend, terwyl Sagaria in die heiligdom was, verskyn 'n engel van die Here aan hom, regs van die wierookaltaar, en Sagaria, dis vir my so mooi, hy het hom lam geskrik, toe hy die engel sien, ek sal hom, maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie, Sagaria, want God het jou gebed gehoor, en jou vrou, Elisabeth, as jy my verdra, gaan ek nou vandag praat van Elisabeth, dis vir my makliker as om te sê Elisabeth, ek sal raai met Elisabeth, sy gaan vir jou 'n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem, en julle sal vreugde en jubelende blydskap hê, en baie mense sal saam met julle bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here, en hy moet nooit aan wyn en sterk drank raak nie, dis nou Merlot, Cab Rose, Babylon Storing, Durban Williams, hy mag gaan niks van hulle vat nie, en hy sal nog voor sy geboorte, hierdie het my net weer so aangegryp, kan ek vir jou sê, wat sê die woord, hy sal voor sy geboorte al vervul wees met die Heilige Gees, in sy moeder skoot, ons het 'n paar weke terug met Pinkster gesê, dink ons weet hoe werk God se Gees, verstaan ons die impak van God se Gees in ons lewe, hier word Johannes reeds vervul met God se Gees in sy moeder se skoot, en hy sal baie Israeliete oortuig om te draai na die Here hulle God toe, en hy sal die Gees se krag hê van Elia die profeet van ouds, om voor die Here uit te gaan, om paas met hulle kinders te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad te bring, en om so vir die koms van die Here 'n volk gereed te maak. En dan hierdie volgende gedeelte het my nou goed hier tussen die oë getref, uitgebal sal ek sê. Sagarias in die tempel, hy staan daar by die altaar, hier's 'n engel langs hom, die engel praat met hom, 'n bring 'n boodskap van God, en Sagarias sê toe vir die engel, Hoe sal ek weet dat die dinge gaan gebeur? Ek is al 'n ou man en my vrou is ook al in haar gevorderde leeftyd. Hy vra vir die engel, hy gee my 'n teken. Hoe gaan hierdie goed gebeur? Toe sê die engel. En ek tel nogal so 'n bietjie van 'n houding op hier. Dit hang nou af hoe jy lees. Ek's Gabriël. Ek staan in God se eie teenwoordigheid. Hy het my gestuur om die goeie nuus aan jou te bring. Okay, maar ek sien nou hoe jy werk en wat jy nou vra, want jy vra nou teken. So kom ek sê vir jou, hoe gaan dit werk? Omdat jy nie geglo het wat ek sê nie, sal jy nie kan praat nie, totdat die kind gebore is. Want my woorde sal op die bestemde tyd beslis waar word. Sagaria, hier is jou teken. Jy gaan nie meer kan praat. Goed, dis die een gedeelte. Hier kom die tweede gedeelte, net so mooi, net so entjie verder. Lukas 1 vers 26, en die engel is weer op die toneel. Toe Elisabeth 6 maande swanger was, so hierdie het nou waar geword, sy 6 maande swanger, het God die engel Gabriël na Nasaret gestuur, dieselfde engel, 'n dorp in Galilea, na 'n jong meisie met die naam van Maria. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef, 'n afstammeling van koning Dawid. Gabriël het aan haar verskyn en gesê, ek groet jou geseënde vrou, die Here is met jou. En dan het ons dit ook 'n paar weke gelede gesien wat gebeur het, verward en ontstel. Want wat het nou hier gebeur? Maria het gewonder wat die engelse begroeting kon beteken. En hy sê vir haar, moenie bang wees. Volgende blad. Hy sê vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God het besluit om jou te seën. Jy sal swanger word en 'n seun hê, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hoor gou die volgende sinnetjie, ek het nogal gedink, ons almal moet dit net weer hoor. Hy sal Hy sal vir ewig oor Israel regeer. Sien julle dit daarop? Neem kennis. En sy koningsheerskappy sal nooit eindig. En Maria het vir die engel gevra, hoe kan ek 'n kind hê? Ek was nog nooit by 'n man nie. En die engel het haar geantwoord, die Heilige Gees, weer eens, hier is die Heilige Gees, sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou, en daarom sal die kind wat gebore word, heilig en die seun van God
genoem word. En dan deel hy ook met haar die ander ongewone swangerskap wat ons nou van gelees het. Hy praat met Maria daaroor. Hy sê meer nog, jou familielid, Elisabeth, het in haar gevorderde ouderdom swanger geword. En mense het altyd gesê sy is onvrugbaar, maar sy is al in haar 6de maand. Luister vriende, nie een belofte van God is sonder krag. En dan Lukas 1 vers 37 is die eerste versie wat ek uit my kop geleer het toe ek weet nie hoe jaar oud was nie. Geen ding is by God onmoontlik nie. Het jy dit gehoor, Lukas 1 vers 37? Want geen ding is by God onmoontlik nie. Het jy dit, as jy dit gehoor het, sou jy nou opgespring het. Ja, het jy dit gehoor? Geen ding, bly net sit. Geen ding is by God onmoontlik nie. En Maria het geantwoord, ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. En toe die engel weggegaan. Sagaria, ons het klaar gelees. Sagaria, hier is jou teken, omdat jy nie geglo het nie, sal jy nie kan praat nie totdat die kind gebore word, want die woorde wat ek gesê het sal waar word. Dit sal gebeur. Wat 'n aangrypende, pragtige 2 verhale. Jy het dit geniet. Was 'n mooi storie, mooi verhaal, né? Ek dink soms is dit nodig dat ons almal maar so 'n bietjie ons mond hou en ons twyfel en ons ongeloof in ons sakke druk en ons oë oopmaak om die heerlikheid en die grootheid en die awesomeness van wie God is net weer bietjie raak te sien, net weer te beleef en dat niks by God onmoontlik is. Het jy agtergekom? Dis vandag die hoeveelste? 22ste Junie. Ons het die Kersfees storie gelees. Jy het agtergekom. Iemand moet net vir Rita vashou dat sy nie gaan liggies opsit nie. Dis nog 186 dae voor Kersfees. Ons het nou die Kersfees storie gelees. Hou haar net vas en al die ander. Maar wat jy vandag moet kennis neem is dat die Kersfees storie eintlik by Sagaria en Elisabeth begin het. Die aankondiging deur die engel Gabriël het nie eerstens gekom in die strate, stofstrate van Nasaret nie. Nee, dit het gekom in 'n tempel, daar by offeraltaar, waar daar 'n ou man gestaan het. Hy was aan diens en sy vroutjie Elisabeth wat net so oud was. Hulle was al op aftrede. Ek is seker dat al hulle SASSA kaarte gehad en hulle die Spur special gaan eet vir pensionarisse. Hulle die voordele van ou mense geniet, Sagaria en Elisabeth. Nou dalk is dit 'n bietjie vroeg vir die Kersboodskap van Desember. Maar kom Desember en as jy jou oë so maak, dan is ons ook al weer daar. Beloof ek as die Here my gesondheid spaar, gaan ons weer oor Maria en Josef preek. Ons gaan weer die nativity scene hê en jy gaan weer al jou pragtige Pinterest goedjies hê en die kaggeltjie gaan mooi wees met al die geskenkies. Al daai goeders gaan gebeur. Maar dis net deel van die storie van God se genade wat uitgestort is vir generasies. Lank voor Maria en Josef. Voor hulle begin en nog voor Adam en Eva, voor die foute van Adam en Eva, voor die grondlegging van die aarde, was Jesus se plan tot redding vir 'n hele mensdom het dit reeds bestaan. God is nooit omkant gevang nie. God het nog altyd 'n plan. Dis die vyand wat ingekom het met sy triks en alles wat hy probeer om die plan te ontstoor. Hy sal dit nooit doen nie, want God word nie ontkant gevang nie. En reg deur 42 generasies kom die boodskap tot in hierdie dag. Jesus is die verlosser wat kom vir die hele mensdom. As jy Matteus gaan lees, daai eerste hoofstuk, en ons skiep hom gewoonlik, want die eerste hoofstuk, onthou jy, dis geslagregister, daar was 'n pappa, toe 'n seentjie, toe weer 'n pappa, toe 'n seentjie, toe pappa, seentjie, gaan lees dit vanmiddag as jy wil, dis 'n klomp verse, klomp generasies, en die meeste van ons skiep daai hoofstuk, en dis die heel eerste hoofstuk in die Nuwe Testament, en 'n klomp mense, en beslis nie 'n lysie van oulike, foutlose, goeie mense nie, maar mense met baie gebreke in hulle lewe. En dit wys dat die genade van God vir generasies lank alreeds aan die werk was, nog altyd, tot vandag. Is jy nog saam met my? Ja. Dink jy aan Kersfees? Ok, ons praat nou gou bietjie oor Sagaria en Elisabeth. En toe kan hulle dink en bietjie oor hulle skryf, toe dink ek is nogal baie van toepassing op Harmonie Gemeente. En ek weet party se koppe gaan nou en dink, jy praat seker nou van die ouderdom.
Want die Bybel sê, hy was oud en sy was ook oud gewees. Die Bybel sê nie vir ons hoe oud hulle was nie, maar Bybelstudente sou kon skryf dat hulle dalk 80 en ouer was. Enige swanger 80 jaar is. Sagaria, wat ons van hulle weet, Sagaria en Elisabeth, is dat hulle was kerkgangers, hulle was aan diens in die tempel, hulle was getrou. Weet jy wat is vir my indrukwekkend? Dis indrukwekkend wanneer iemand konstant, altyd getrou hulle deel doen en daar is en opdag. Ek weet is nou baie great, as iemand inkom met groot krag en nou 'n move maak. Hier's my move, en almal klap hande, pragtig, het 'n mooi move gemaak. Maar wat baie mooier is dit wat so oor jare en met tyd gebeur. As jy maar weer sien, is hulle weer daar, nog steeds daar, besig om die Here te dien, aandiens. Ek meen, wat is nou mooier? Vir my is dit baie mooi, jy dalk ander goed wat jy van hou. Maar as jy nou ergens hierdie ou oom en tannie sien, en hulle hou handjies vas. Nee, dit is so mooi, en hulle kyk diep in mekaar se oë. Ons gaan partykeer spurte, ons het al hierdie jaar. Dan sit jy daar, dan kom my ou oom en tannie in. Want dit is pensioenafslag vanaand. Hulle vat lank om by die tafel te kom. En dan sit hulle is al 65 jaar getroud. Niemand sê 'n woord nie, maar hulle het eintlik groot gesprekke met mekaar. Dis mooi, né? Dis altyd, dis generasies, dis so, ek like dit baie. Ek het dit by die gym gesien, toe ek daar was in lang gelede, toe ek by die gym was. Daar's hierdie ouens, en ek het gelees, die wêreldrekord om iets swaar op te tel is 350 kilogram. So dis great, dis baie impressive, en sy naam gaan ergens staan. Maar weet jy wat's baie mooier? Ek kom in die oggende daar, dan is daar so 5, 6 oomies, hulle is almal oor die 80. Het al hy gewig hier op, hy's net so groot soos my hand. Hy staan daar, die Adidas broekie, jy kan nie eens meer sien is Adidas nie, hy's 30 jaar oud, daar staan net das. Maar dis aanhoudend, ek gaan aanhou, ek maak betekenis, ek verstaan iets van die lewe om konsekwent te wees, om deur te druk. Sagaria, hy was jare lank steeds getrou in die tempel, en dis waar die storie begin. Nou gou net so 'n bietjie jou Bybelkennis, wat jy dalk weet, wat ek weer vir jou wil sê, toe Gabriël daardie dag in Matteus in die tempel opdaag, is dit na 400 jaar van stilte. Geen profetiese woord. 400 jaar stil. En dit is amper asof hierdie tyd die wêreldtoneel so ingrypend verander, en dan Daniël in jou taal is dit vir my amper die gordyne toegemaak. En al die dekorwerkers is hier agter besig om 'n hele nuwe set op te stel. En dan gebeur Matteus. As jy so blaai van Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament, jy blaai een bladsy om. Enetjie om. Dan is dit 400 jaar tot by Matteus. En wat gebeur na 400 jaar? Hier kom 'n engel. En met wie praat hy? Nie met Maria nie, met Sagaria. Dit is my baie indrukwekkend. So mense sou kon wonder, 400 jaar later, gaan God se belofte nog gebeur wat hy gesê het? Gaan die verlosser nog steeds kom om die mensdom te red? Sal God getrou bly aan sy belofte? En dan, hier is vir my so mooi. Sagaria se naam beteken, ek dink ek het hom daar op die skerm, the Lord has remembered. En Elisabeth se naam beteken, his promise. Nou as Sagaria en Elisabeth ergens heen stap, en mense sien hulle, en sê hulle, oh, the Lord has remembered his promise. En sy is hierdie ou tannetjie, en sy is al 6 maande swanger. Oh, the Lord has remembered his promise, as Elisabeth en Sagaria nader kom. Nou, wat weet ons van hulle? Hulle kom uit 'n geslag van priesters, hulle was in die tempel werksaam, hulle was getrou, hulle lewens was skoon en baie mooi toegewyd, maar daar's nog iets wat ons van hulle weet, want dit staan in die Bybel, hulle was oud. En dis dalk nou jou heel eerste preek in 'n kerk oor oud, maar ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. En ek wil graag 'n survey doen, as jy vir my kan help asseblief, by wyse van hande opsteek. Kan almal wat oud is asseblief hulle hande opsteek? Kan almal wat jonk is asseblief hulle hande opsteek? Ek ken jong mense wat oud is.
En ek ken ou mense wat jonk is. Ouderdom. Dis in die teks. So ons kan gou 'n bietjie daaroor praat. Ons gaan daaroor praat. Ouderdom is eintlik 'n wonderlike gawe. En dis eintlik veronderstel om samewerking te bring en nie verdeeldheid nie. Partykeer is ouderdom bring meer verdeeldheid as rasprobleme. En ek praat dan nie van my skoonseun. En ons is baie gelukkig by Harmonie want hier is 'n nice klomp ouer mense. Jy kan maar rondom jou kyk, Rita se haarkleur, daar's baie. Dis 'n wonderlike kombinasie. Maar kyk ook rondom jou. Kyk asseblief rondom jou. Hier's 'n klomp jong mense. Ja, hier's 60 kinders in die kinderkerk. Wie se kinders is dit? Ja, hier's jong mense. So God is vir ons regtig goed. Hier's hardloop kinders, hier's jeug. En die kerk sal altyd moeders en vaders van geloof nodig hê. Altyd. Om ons raad te gee, om ons leiding te gee. God werk in generasies. God gebruik generasies. Ons kan nie voortgaan sonder die jonges en sonder die tieners en sonder die kinders nie. En die kerk wil nie voortgaan sonder ons ouer mense nie. Daar's krag daarin wanneer ouderdomme en verskillende ouderdomme bymekaar kom. Dit maak vir God saak. Dit maak regtig vir God saak. Want voor hy die opdrag aan die bitter jong vroutjie Maria gee, besoek die engel heel eerstens die stokou Sagaria. God gebruik generasies met wie hy hierdie ervaring kan deel. Daar's krag in generasies en hier speel twee van die mooiste verhale af en God sê vir ons iets oor oues en jonges. Jy moet dit altyd onthou. En ons het mekaar nodig. Ek meen my kinders, of dit sal nou anders omwerk, hulle gaan goed vir jou vertel, nee, jy kan nie so aantrek nie. Trek beter, en jy pa kan nie daai hare so kam nie, of ma sal sê, jy kan nie die hare so kam nie, of jy kan nie daai kleed, ons spreek in op mekaar se lewe, né? Almal weet mos maar ietsie en party weet 'n bietjie beter, en dan so deel ons met mekaar. Lukas skryf dit, Handelinge 2 vers 17, hy's op die skerm, hy sê, in die laaste dae, so sal dit wees, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Daar's krag in generasies. God wou gehad het dat Maria en Elisabeth sal by mekaar uitkom. Hulle is familie, maar dat hulle sal connect. En Paulus sê ook vir Timoteus, hy sê, onthou, Timoteus is 'n jong man. Hy sê moenie laat die mense jou jonkheid verag nie. Doen wat jy doen, staan op jou punt, stel die voorbeeld. En soms sal ons as ouer mense sê, wat weet die kinders nou? Ons het al die pad van die lewe gestap. En dan praat ons nou maar so met mekaar. Maar ons het mekaar nodig. En vir die wat my ken, ek het die inleiding nou afgehandel. Wat ek geleer het. Ons gaan nou weer by hierdie gedeelte kom. God gebruik enige ouderdom. God is nie regtig soveel besorg oor hoe oud jy is. Veel eerder, en hier kom ek by die groot punt, of jy nog jou verwondering oor die lewe het. Ouderdom het nie veel te doen met die oogies wat nie meer lekker sien en die hare wat uitval en die tande wat minder word en alles wat dit het nie alles met ouderdom te doen nie. Ouderdom gebeur wanneer ek my verwondering oor die lewe verloor het. Ek is nie meer beïndruk en ek word nie meer geraak deur dinge wat om my gebeur nie. Jo, het jy gehoor hoe lekker was die sang? Het jy sang? Het jy ietsie daarvan beleef? Het jy daai geure van die sop gekry? Het jy gesien? Ouderdom tree in wanneer ek nie meer verwonderd is oor die mooiste goedjies wat rondom my gebeur, die blommetjies en die veld en ek weet ek het nou kleinkinders so ou gaan nou weer soontoe, maar jy moenie jou verwondering verloor nie. Dis 'n probleem. Jy moet nog jou asem kan wegslaan oor die grootheid van God, dat hy weer vandag vir jou gesorg het, dat hy jou tot hier toe gedra het, dat hy by jou is, dat dit gesond gaan in jou liggaam, en dat hy vir jou sorg dat God daar is. Kyk na die bome en die blomme en die veld, o Heer my God, as ek in eerbied wonder, as ek stil raak oor wie is, dan kom ek in verwondering. Moet dit asseblief nie verloor nie. Gaan werk daaraan, moenie dit verloor nie. Ons moet regtig maar weer soos die kinders raak, want hulle doen dit goed.
Hulle sien nog goed raak. Iemand het eendag gesê, hy het baie meer by 'n crash, kleuterskool geleer, as wat hy ooit by filosofie in die universiteit geleer het. Jy sien dit by die kinders. Nou waar staan dit in die skrif? Matteus 18 vers 3, Jesus sê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van God kom. Onthou jy wat het daardie dag gebeur? Die disippels het al alles gesien. Hulle het saam met Jesus gestap, hulle het die wonderwerke alles gesien, en hier is Jesus besig om te dien, te praat oor die koninkryk van God, en die disippels kom en jaag die kindertjies weg. Jesus sê, nee, waag, julle moet soos hulle word. Weer kinderlik opgewonde kan raak, nie kinderagtig nie. Kyk, Paulus het gesê, moenie kinderagtig raak nie, raak groot. Kom weg van die melk, eet nou vaste spyse, sorg dat jy self in jou verhouding met God groei. Maar hy sê, kom ons raak net weer kinderlik opgewonde oor die lewe en oor alles wat rondom ons verloor. Moenie dit verloor nie. Die verlies gebeur met ons, dat ons soms hierdie afwagting en wat is die woord, die verwondering verloor, en ons moet dit nie verloor nie. Albert Einstein, ek gaan hom nou vanoggend aanhaal, hy het nogal hierdie woorde gebruik, en dis daar dat jy, as jy nie my Engels verstaan nie, the most beautiful thing we can experience in this is the mysterious. It is the source of all true art and science. He to whom the emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe, is as good as dead. His eyes are closed. Ek wil jou gou vra vanoggend, en ek is nie baie ver van klaar af nie. Het jy nog verwondering oor die lewe? En ek wil jou sommer net weer vra, en jy hoef nie dit te antwoord nie. Hoe oud is jy? En dit gaan nie oor jare en oor al jou gaan, dit gaan oor hoeveel verwondering oor God en oor die lewe is daar nog in jou lewe. Weet jy wat het ek agtergekom in die lewe? Baie mense wat hulle verwondering verloor het, jy kan gaan optel, een van die goed wat hulle verloor het is dankbaarheid. Mense wat nie meer dankbaar is oor die kleinste stukkie brood, kleinste bietjie water. Ek was dors. Wat nie meer dankbaar is nie, verloor verwondering oor die lewe. Hier is nou verniet, hier is 'n huwelikssessie. Gaan kyk in 'n huwelik. Dink net aan hoe awesome is 'n huwelik. Een persoon besluit, vir die res van sy of haar lewe gaan ek saam met jou bly. Ek gaan elke oggend saam met jou asempie wakker word. Ek gaan altyd daar wees vir jou. Hoe groot is dit? Dis ietsie om oor in vervoering te raak. Ek meen dat Rita besluit het om te bly forever. Dis baie groot. En baie huwelike val uit mekaar uit, omdat mense die verwondering en die dankbaarheid daarvan verloor het. En nou ewe skielik is hy of sy baie meer gemaklik met al die ander mense by die werk, en nie met jou nie. En jy spog en jy is baie trots oor daai vrou by die werk, wat vir almal koekies gebring het. Sy's fantasties. En dan sit jy die stoof aan om koekies te maak, en sê vir jou, sit af, dit kos krag. Die verwondering, die dankbaarheid binne in 'n huwelik, maak dat die huwelik sterker word. Wanneer laas is jy 'n bietjie weer verwonderd oor wat die Here vir jou gegee het, langs jou, aan jou sy, altyd saam met jou. Begin by dankbaarheid. Nou Sagaria dink, ouderdom is sy probleem, maar dis nie dit nie. Dis sy verwondering wat hy verloor het, dat niks is vir God onmoontlik nie. Hy kan enigiets doen. Sagaria hoor dit. En wat wil jy daaroor sê? Ek kan niks sê nie, want dan gaan jou stem wegvat. En die tweede een is teleurstellings. Ons word baie keer, dan verloor ons verwondering, ons is steeds in die kerk, maar God het nie deurgekom nie. Jaar na jaar bid ek, en ek is teleurgestel wat ek vra vir die Here, maar hy doen nie wat ek vra nie, dit gebeur nie, en ek verloor my verwondering, want ek het gewag vir iets, en dit het nie gebeur. Terwyl ek voorberei, sit en dink ek aan Hes, en ek praat toe sommer met haar, Hes, maak dit so, daar is Hes. Sy vertel my nou die dag, sy is ook verswanger, ek dink is Julie maand jou datum. Met elke toewyding, elke kind wat gelig word,
dan huil sy voor die Here en dan praat sy voor die Here. Dan gebeur dit nie jaar in, jaar uit. Dit gebeur nog nie jaar in, jaar uit en sy swanger. Kan ons die Here hande klap gee? Is dis waar jy op my hart was, 10 Julie, dan gebeur dit wat God kom doen het. Ons moet nie opgee nie. As Sagaria hier was vandag, dan sou hy vir jou gesê het, hou net vas, hou net aan. Wat jy glo, wat jy na die Here toe gevat het, in jou verwondering oor wie God is, onthou, niks is by God onmoontlik nie. Dis 'n boodskap van 'n ou man, letterlik en Sagaria. Die wonderwerk het eintlik begin. Ek moet jou gou dit vertel, en ek haas my nou 'n bietjie om vinniger klaar te maak. Die wonderwerk het eintlik al daar by die altaar begin. Daar was volgens Bybelstudente omtrent 20.000 priesters. En dan 2 keer 'n jaar, dan kom hulle, en dan is daar nou 'n loting. En dan trek hulle nou, watter priester gaan gelukkig wees om vandag in te gaan, en dan sit jy die reukwerk op die offeraltaar. Jy gaan dan in die allerheiligste in, as jou nou getrek is, amper soos by skilderye, né? Vandag, julle moet gaan koop. Daar's een skildery, en ek gaan nie sê watter ene nie, maar hulle verkoop vir 70.000-80.000 rand. En as jy nou vandag 100 rand daar sit en jy is die hoogste, kry jy hom. Waar was ons nou? Ons is by Sagaria. En 20.000 priesters. En elke jaar gaan hy stap seker nou alweer gebuk en gaan maar weer probeer. Elizabeth, ek sien jou vanmiddag. Kom ons weer nie my beurt vir huis toe nie. En daar gebeur dit. Die priester wat vandag moet ingaan is Sagaria. Hy moet gaan en hy moet die reukoffer op die altaar gaan sit. En hulle sê kon die tempel kon jy tot 30 kilometer ver sien. En dan gaan hier die rookoffer op. En dis al die gebede van die heiliges. En dit gaan voor God. En dis wat Sagaria gedoen het. Hy word geroep, sy naam word geroep. En dan kom hy uit as hierdie rookoffer opgaan. En almal het gesien. En dan buite by die tempel is daar 10.000 mense. En dan kom die priester uit. En dan doen hy daai nummer 6. Dan sê hy, die Here sal vir jou goed wees. En die Here sal vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien. En vir sy liefde vir jou gee. En die Here sal goedgesind teenoor jou wees. En vir jou voorspoed gee. En vandag is dit anders. Dit is buitengewoon. Sagaria het die reukoffer op die altaar gesit en toe hy regs draai, staan hier 'n engel en die engel sê vir hom, ek het nuus vir jou. Jou vrou gaan swanger word. En ou Sagaria vra teken. Ek gaan net nog 'n slukkie van. Niks met sy ouderdom te doen. Te doen met sy verwondering wat hy verloor het. Vir 9 maande maak die engel sy mond stil. Ok, die volgende gedeelte het so 'n bietjie van 'n ouderdomsbeperking, maar die kinders is uit. Ek gee hom gou-gou vir jou. Het jy opgemerk tussen die 2 verhale, Gabriël is nie na Elisabeth toe nie. Maar Gabriël was na Maria toe, en die Bybel sê daar was 'n engel na Josef toe. Hy sê nie dit was Gabriël nie. Daar's 'n engel by Josef en wat hy eintlik vir Josef sê, dis waar wat Maria vir jou gesê het, dit gaan gebeur, sy gaan 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, maar jy het nie werk hier nie. Nou is afgehandel. God doen dit. Maar Sagaria kry nie 'n engel. En daar's 'n rede daarvoor. Beide is bonatuurlike swangerskappe. In Josef se geval sê die engel, God het dit, moenie worry nie. Sagaria moes huis toe gaan. Sonder 'n stem. Ek het diep gedink. Ek wonder of hy kersies aangesteek het. Elizabeth is in verbasing. Sy sê, jy het nog nooit so mooi na my geluister nie. Ek wou nog altyd praat, nou moet jy luister. Sagaria het werk gehad. Dalk is dit lyftaal, ek weet nie. Jy kan dit gaan probeer. Hy kon nie praat nie. God gee die wonder, maar Sagaria moes sy deel doen. Party mense wag op God, maar miskien wag God op jou. Moenie passief wees terwyl jy wag nie. Moenie jou verwondering verloor nie. Baie belangrik om te hoor, God het vir Sagaria stil gemaak.
As jy nie die wonder van God kan hanteer wat hy wil doen nie, is dit maar beter om stil te bly. En dan wil ek vanoggend vir jou waarskuwing gee, daar's baie mense in jou lewe, honderde mense wat sal inspreek op jou lewe en vir jou sal redes gee om te sê, dit kan nie gebeur nie. Dit sal nie gebeur nie, dit is onmoontlik. Geef vir hulle Lukas 1:37, geen ding is by God onmoontlik nie. Dit is nie onmoontlik nie. Wees versigtig wie inspreek in jou geloof in jou lewe. Wees versigtig. Moenie dat jou geloof doodgemaak word nie. Gee my eerder mense wat verwonderd is, wat nie kan wag nie. 10 jaar later, ek drink tee saam met Andrei, het al 25 skilderye geskenk. Hy sê vir my, hy soek 'n kerk. Ek sê, my mag is, ek het skoon vergeet. Ek soek ook 'n kerk. En hy maak iets in my wakker, verwondering, God het gesê, maak gereed vir baie, kom ons doen dit, kom ons staan op, kom ons wag nie nou nie, maar kom ons, vat die Here aan vir sy beloftes, want geen ding is by God onmoontlik nie. Ek wil amper sê, hou moed, en hou jou geloof, maar as jou praatjies gaan oor ongeloof, en God kan dit nie doen nie, en jy glo nie wat hy kan doen nie, dan wil ek dit nie hoor nie. Maak eerder jou mond toe, vir jou eie geloof, vir jou eie gesin, as jy gaan teen dit praat, kan u dink, dit staan nie in die Bybel nie, maar ek het nogal daaroor gewonder, as Maria het mos nou vir Elisabeth kom kuier, gaan lees dit gerus, en toe sy vir Elisabeth kom kuier, toe spring Johannes op in haar maag. As Sagaria daai dag kon praat, ek wonder wat sou hy gesê het, Maria, wat sê die storie wat jy verkoop? Jy het swanger geword, hoe? Maar Sagaria se mond stil, hy kan niks sê nie, want God wil doen wat hy wil, oor 42 generasies het hy gesê, ek stuur my seun om die mensdom te kom red, en hoe ek dit wil doen is deur generasies, oues, jonges, ek sal doen wat ek wil, want dis God se plan oor my lewe. Kan die orkes asseblief vorentoe kom? Toe gebeur dit, Elisabeth se water breek, hierdie ou tannie, en sy's daar in die dorp, en die bure kom, gaan lees dit gerus, 'n klomp mense dag op, Lukas 1:59 sê, en op die 8ste dag, het hulle gekom om die kindjie te besny, en hulle wou hom Sagaria noem, na sy pa. Hoor gegooi, hierdie is baie belangrik, ek wil net vir die sopmaker sê, julle kan gaan loer, maar julle hoef nie, want ons gaan nog 'n lied sing, na die tyd ook. Okay, so almal wat sop op die potte het, nie te veel worry, gaan nou klaarmaak. Die skrif sê, Lukas 1:59, en hulle wou hom Sagaria noem na sy pa, en sy ma sê toe nee. Maar dit is tradisie, in ons familie werk het so, ons geloof het so gewerk, dit moet nou so wees, partykeer wil God jou skud uit jou tradisie, en uit jou familiegoeders, en uit jou geloof uit, en uit jy, hoe jy gedink het die Heilige Gees in jou lewe moet werk, en hoe hy in die kerk moet werk, God wil jou uit dit uitskud, want hy het nog altyd 'n plan met jou lewe. En hier is my so mooi, Sagaria is daar, hy soek 'n bordjie, hy wil skryf, en jy weet wat skryf hy, noem die kind Johannes. En op daai oomblik, toe hy besef, toe hy sy mond oopmaak, en hy besef, dis wat God gesê het, en ek glo dit, ek het 9 maande stil gebly, maar nou weet ek, dat geen ding vir God onmoontlik is nie. God sal deure oopmaak in jou lewe, as jy begin glo wat God oor jou lewe gespreek het. As jy begin glo wat in die woord staan. As jy begin glo dat niks by God onmoontlik is. Die hele dorp staan in verbasing en verwondering. En Sagaria doen wat Maria gedoen het toe die engel by haar was. Sagaria begin om die Here te prys en die Here te loof vir hierdie wonderwerk wat hy gedoen het. Daar kan jy dit doen. Moenie wag nie. Al vat dit hoe lank, vertrou God. Moenie ophou nie, moenie wegloop nie. Moenie ander keuses maak nie, bly hier by God. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Bly in jou verwondering en wag oor wat God in jou lewe wil doen. Want niks is by God onmoontlik. Vriende, ek hoop jy het jou Kersfeesboodskap in Junie gehoor. God wil iets in jou lewe doen. God wil iets in ons gemeenskap doen. God wil iets in ons gemeente doen. Kry jou verwagting reg. Kom weer in verwondering. Gaan leef. Moenie dit verloor nie. Kom weer in verwondering. Sê nee my lewe. Laat dit hier elke dingetjie, alles wat ek raak sien, mag U daardeur verheerlik word en maak my oë oop en as dit nodig is, Here, maak my mond toe wanneer ek ongeloof spreek. Vriende,
Ek vra ons donderdagoggend manne om asseblief gou weer vorentoe te kom. Hulle gaan vir julle nog 'n lied sing. Is julle alright? Ons is amper klaar, ons is net so 10 minute oor. Ons manne, kom weer vir my vorentoe asseblief. Hulle gaan vir ons 'n wonderlike lied sing. Wat sê neem my lewe, laat dit Heer, U ken hom. Ek het nou bedoel, ek gaan nou beter verduidelik. Terwyl jy sit, sing saam. Kyk, ja, maar julle kan saam sing, dis wat ek doen, sing saam. Maar geniet hierdie klomp manne stemme wat vir julle lied sing. Almal is nog hier. Neem my lewe, laat dit hier gewy, wees meer en meer. Laat my hart geduldig juig, en vandaan uitgetuig. Maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daal, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit hier gewy, is meer en meer. Laat my hart geduldig juig, en vandaan uitgetuig. Neem my stem en laat my sing, aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hy sal vir dan na U vra. Kom, laat my mond die boodskap dra, hy sal vir wat na U vra. Neem my lewe, laat dit hier gewy, wees meer en meer. Laat my hart geduldig juig, en vandaan uitgetuig. Kom op kerk, neem my stem, en laat my sing, aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vir wat na U vra. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vir wat na U vra. Ek kan net vir 'n oombliekie sitplek neem. Baie dankie manne. Julle was amazing. Hulle was, né? Hey, fantasties. Vriende, baie dankie en dankie vir die geduld. My stem is nou weer bietjie weg. Ek was te excited. Baie dankie. Baie dankie vir jou ondersteuning vandag. As jy uitgaan, ek gaan vir jou seëngebed doen. Wanneer jy uitgaan en jy gaan links by die koffiestasie daar, gee jou R50 en jy kry so mooi swart bekertjie, papierbeker. En met hom kan jy nou gaan proe. Jy weet hoe dit werk. Daar's 'n heerlike broodtafel, kuier 'n bietjie saam. Skilderye, Rassie het mooi verduidelik hoe dit werk. As jy belangstel, al het jy nie vandag geld nie, jy kan later betaal. Jou offer aanvaar word, as die skildery joune, jy kan hom huis toe vat.
maar dit gaan ons help. Baie, baie dankie. Het jy dit al? As jy alles vergeet het wat ek sê, gaan leef in verwondering. Met die wete, niks is vir God onmoontlik. As ons uitgaan, gaan nou 'n seën spreek, dan moet julle asseblief iets lekkers doen. Het julle iets lekkers? Okay, great. As jy net bietjie wil sit en luister, want dalk is ons nou baie daar agter. Mag ons God en Hemelse Vader net weer verwondering deur Jesus Christus in jou lewe kom wakker maak. Mag sy gees daardie borreling wees wat jou oortuig in jou hart en in jou kop. Niks is by God onmoontlik. Gaan in die vrede en die liefde van ons Jesus Christus. Amen. Geseënde Kersfees.